Vrystaat Landbou spreek sy skok uit na 2 plaasaanvalle die afgelope naweek en die eerste Afrikaanse koerant is 150 jaar gelede gestig. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Vrystaat Landbou het sy skok uitgespreek na 2 plaasaanvalle die afgelope naweek. 'n Bejaarde boer is in Bultfontein aangerand en vir byna 'n dag lank in haar motor se kattebak in uiterste hitte toestande toegesluit voordat sy gered is. In die tweede geval is 'n boer van Klokkelaan herhaaldelik met 'n mes gesteek nadat 3 mans sy woning bestorm het. 'n Veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou, Dr. Jane Buys, sê daar het 27 plaasaanvalle en 7 moorde in die 2025 kalenderjaar op plase in die Vrystaat voorgekom. Sy versoek boere om dringend by hul plaaslike veiligheidsstrukture aan te sluit. Hoewel die polisie vir hulle vinnige optrede bedank word, eis die organisasie dat die owerhede landelike beveiliging as 'n nasionale prioriteit hanteer. Die Wêreldekonomiese Forum se jaarlikse vergadering het vandag in Davos, Switserland, met 'n rekord bywoning van wêreldleiers, sakelui en tegnologiepioniers begin. Nagenoeg 400 politieke leiers, insluitend staatshoofde en regeringsleiers, asook ongeveer 850 uitvoerende hoofde van die wêreld se grootste maatskappye is by die forum teenwoordig. Die Amerikaanse president Donald Trump sal na verwagting Woensdag 'n spesiale toespraak lewer te midde van sy onlangse aankondiging oor voorgestelde handelstariewe teen verskeie Europese lande. Suid-Afrika is onder die lande wat gesprekke by die forum aanbied. Europese leiers het teruggekap teen die Amerikaanse president Donald Trump se dreigement dat hy tariewe gaan instel vir lande wat teenstand bied teen sy begeerte om Groenland in te neem. Die Italiaanse regsleier Giorgia Meloni het gewaarsku dat dit ekonomies skadelik sal wees om Europa te straf. Die Britse eerste minister Keir Starmer beplan intussen om die saak met Trump te bespreek, terwyl Frankryk se president Emmanuel Macron die Europese Unie gevra het om sy nuwe anti-afdwingingsmeganisme in te span wat invoere van goedere en dienste beperk. Trump het aangekondig dat hy vanaf 1 Februarie 'n 10% tarief hef op goedere uit Denemarke, Noorwe, Swede, Frankryk, Duitsland, die Verenigde Koninkryk, Nederland en Finland, en dit op 1 Junie na 25% verhoog, totdat 'n ooreenkoms vir die volledige aankoop van Groenland bereik word. En die eerste Afrikaanse koerant is 150 jaar gelede gestig. Op 15 Januarie 1876 het die Genootskap van Regte Afrikaners sy eie nuusblad, die Patriot, bekendgestel. Die eerste uitgawe van die koerant is op 15 Januarie 1876 onder die redaksie van C.P. Hogenhout in die Parel gepubliseer en was aanvanklik 'n maandelikse tydskrif, maar is 2 jaar later in 'n weeklikse publikasie verander. Die eerste uitgawe het 50 intekenare gehad, maar teen die 3de jaar het die aantal inskrywings weens die ondersteuning van die lesers in die Transvaal tot 3000 gestyg. Die koerant het baie van sy lesers in 1892 verloor, nadat hy Cecil Rhodes in sy stryd teen Paul Kruger, die destydse president van Transvaal, gesteun het. Die Afrikaanse Patriot het sy deure in 1904 gesluit en is later deur die Paul Post opgevolg. Op daai noot is dit die einde van die Afrikaanse visuele nuus hier by Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Jy moet 'n mooi aand verder hê en ons maak môre aand weer so.